Goeiemôre chommies, Tannie hoop dat dit nog sommer baie goed met julle almal gaan. Vanoggend gaan ons 'n bietjie leer van 'n oom in die Bybel wat se naam Jona is. Chommies, Jona was 'n profeet gewees. Onthou julle ons het geleer van profete, dat profete soos ons dominees was, dat hulle die mense van God geleer het? Onthou julle ons het geleer van Samuel wat 'n profeet was en dat hy altyd aan die Israeliete vertel het wat God vir hom gesê het om vir hulle te vertel. Chommies, God het vir Jona gesê dat hy na 'n stad toe moet gaan met die naam Ninive. God het gesê dat hy die mense in hierdie stad gaan straf, omdat hulle verskriklike lelike goed gedoen het, chommies. Hulle het baie sonde gedoen. Maar chommies, oom Jona wou nie na Ninive toe gaan nie. Hy wou nie doen wat God van hom gevra het nie. Nee, oom Jona het besluit dat hy eerder na 'n ander dorpie toe sal gaan en vir God probeer wegkruip. Oom Jona het sy sak gepak en hy het na die see toe gestap en daar vir 'n ander oom met 'n groot boot betaal om hom na 'n dorpie met die naam Tarshish toe te vat. Hy het op hierdie boot geklim en hy het gedink dat hy van God af kan weghardloop. Maar chommies, ons kan mos nie van God af weghardloop nie. Ons kan glad nie vir God wegkruip nie, want God weet mos altyd waar ons is en altyd wat ons doen. Chommies, terwyl oom Jona op hierdie groot boot was, het God 'n groot storm gestuur. Dit het baie hard gereën, chommies. Al die mense op die boot het verskriklik bang geraak. Hulle het gedink hulle gaan almal verdrink. Hulle het begin om sommer al die goeders van die boot af te gooi. Die kos en die warm baadjies en die handdoeke, alles, omdat hulle verskriklik bang was. Hulle het sommer vir 'n klomp verskillende gode begin aanbid, chommies. Terwyl dit so hard gereën het, het oom Jona gelê en slaap. Die kaptein van hierdie groot boot het nie gedink dis baie snaaks nie. So hy het vir oom Jona gaan wakker maak en vir hom gesê, "Jona, is jy dan nie bang ons verdrink nie? Hoe kan jy dan nou hier lê en slaap? Bid tot jou God en vra vir hom om ons te beskerm." Oom Jona het die storm gesien en hy het gesien hoe die storm al hoe erger raak. Toe besluit hy om vir al die mense op die boot te vertel dat dit sy skuld is dat daar 'n storm is. En chommies, oom Jona het vir die mense op die skip vertel dat God hom straf omdat hy vir God probeer weghardloop het en nie doen wat God van hom vra nie. Die mense op die boot het verskriklik kwaad geraak. Hulle kon nie verstaan hoekom oom Jona dit doen nie. Toe die storm nog erger raak, toe die mense vir Jona gevra wat moet hulle doen? En Jona het toe vir hulle gesê, "Gooi my van die boot af, gooi my in die see in." Raai wat, chommies? Hulle het dit gedoen. Hulle het tjoep vir Jona van die boot afgegooi en die storm het vinnig bedaar. Van daai dag af, chommies, het al die mense wat op die boot was, vir God aanbid. Maar liewe chommies, God was nog nie klaar met Jona nie. Nee, hy het besluit om 'n groot vis te stuur om vir Jona in te sluk. Jona was vir 3 dae binne in hierdie vis, chommies. Hy het binne in hierdie vis se maag gebly. En terwyl hy in hierdie vis se maag was, het hy vir God gebid en jammer gesê. Hy weet dat hy nie moes weghardloop nie. En hy het vir God gesê, "Ek weet dat pappa altyd by my was en my beskerm het as ek pappa nodig gehad het." God het toe besluit om na 3 dae vir die vis te sê dat hy vir Jona op die land moet uitspoeg. Chommies, God het toe weer vir Jona gesê, "Gaan na Ninive toe." En hierdie keer het oom Jona besluit om te luister en hy het na Ninive toe gegaan. Toe Jona in Ninive aankom, het hy vir die mense gewaarsku dat God hulle gaan straf as hulle nie ophou al hierdie verkeerde dinge doen nie. Hulle moet ophou lelik wees met mekaar en by mekaar steel en mekaar seermaak. Want God gaan hulle na 40 dae straf as hulle aanhou om so sondig te lewe. Die mense het na Jona geluister en besluit om op te hou al hierdie verkeerde dinge doen. Hulle het besluit om mekaar beter te behandel, chommies. En hulle het besluit om van daai dag af vir God te lewe en hom te aanbid. Chommies, Tannie hoop dat dit 'n
baie lekker dag vir julle is en dat julle sommer baie veilig is en julle verskriklik lekker hot chocolate drink in hierdie koue weer. Julle moet julleself baie mooi oppas en dan sien Tannie julle volgende week. Bye bye!